Goeiedag, dit is vandag Woensdag 15 April. Ons staan stil hierdie week by verskynings van Jesus aan mense nadat hy uit die dood uit opgestaan het. Vandag se teks is Johannes 20 vers 21, waar hy vir die disippels sê, vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En die tema is, Jesus verskyn aan die disippels sonder Thomas. Jesus gaan die vertrek deur 'n geslote deur binne, wat daarop dui dat sy opstandingsliggaam 'n unieke karakter het. Jesus het tussen hulle gaan staan. Die disippels moes hulle byna doodgeskrik het. Jesus groet hulle gerusstellend, vrede vir julle. Toe wys hy hulle sy hande en sy sy. Die wonde aan sy lyf en die feit dat hy duidelik herkenbaar is, vir sy disippels bevestig dat dit inderdaad Jesus is wat hier by hulle staan. Toe Jesus die merke aan sy hande en sy sy aan sy volgelinge wys, kon daar geen twyfel meer bestaan dat dit dieselfde Jesus is wat aan die kruis gesterf het nie. Hy dra die tekens van die dood nog aan hom, maar staan tog lewend voor hulle. Dit kan net een ding beteken, hy het werklik uit die dood uit opgestaan. Daarom is sy disippels bly om hom te sien. Jesus se woorde, ek gee vir julle vrede, is baie betekenisvol. Jesus gee ware vrede, volkome vrede. Vrede wat die wêreld ons nie kan bied nie. Ons vrees word deur God erken en midde ons deur mekaar kommerwekkende lewe, kan ons ook hierdie vrede ontvang. Die vrede van God is joune en myne. Baie mense is bang. Verlore mense, mense sonder hoop, mense sonder uitsig op die toekoms. Jesus kom en gee hierdie geskenk aan ons van sy vrede, midde al hierdie uitdagings. Jesus bring troos en versekering. Hy bring God se vrede vir ons. Ons lees in Johannes 16 vers 33, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Die vrede wat Jesus gee is nie afhanklik van uiterlike wêreldse omstandighede nie. Dit is afhanklik van Jesus se kruis en die totale vertroue op God. Christus gee met ander woorde nie sy vrede op 'n manier van die wêreld nie. Die wêreld se vrede is oppervlakkig. Dit bevredig nie, dis duidelik. Die vrede wat Christus gee, is vrede in die hart. Dit gee rus. Dit sal vir ewig bly. Na Paasnaweek kan jy weer leef met hierdie vrede in jou hart. God is in beheer. Mag jy in jou lewensreis waar jy nou is ook hierdie vrede ervaar. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ek kom na U toe en vra vir U vrede. Kalmeer my hart wanneer ek so angstig voel en maak my gedagtes stil wanneer dit onrustig is. Vul my met U teenwoordigheid en omring my met U vertroosting. Help my om op U te vertrou en te rus in die vrede wat net U kan gee. Amen.